Dan het oor die gemeenteproses, waarvan julle nou weet, ek dink ons moet net weer 'n ronde daaroor praat, ons het nou lanklaas daaroor gepraat. So kom ek, herinner julle net, verfris julle geheue bietjie, met Hestie, en ek weet julle het nou al vir haar vergeet, sy was altyd die soort dominee, met die dat sy weg is, en met die dat Hendrik, wat die huidige dominee so is, vir die van julle wat dit vergeet het, wat volgende jaar aftree, is daar besluit dat die geleentheid benut moet word om sommer weer 'n slag deeglik na te dink, deegliker as normaalweg, oor die gemeente se vorentoe pad, om die pad waarop die Here ons roep, te probeer onderskei. En ons het dit in 3 bewegings gedoen. Die eerste beweging, ons moet sommer daar hou, eerste beweging was, hoe dink God oor sy kerk? Die tweede beweging was, hoe dink ons oor God se kerk? En die derde beweging, hoe ons oor God se kerk dink, en hoe God oor sy kerk dink, om dit in lyn met mekaar te bring. So eintlik hoe ons oor God se kerk dink, moes ons in lyn bring met hoe God oor sy kerk dink. En daar het toe nou in hierdie proses het al meer sake uit die verf uitgekom, maar dit lyk asof ons veral geroep word nou om 2 goed te doen. Veral geroep word tot 2 goed. As ons hierdie 2 goed doen, sal al die ander goed waarskynlik ook in plek val. En ek gaan die 2 goed nou net noem, sonder om te veel daaroor te sê. Ek dink julle, dit is baie aktuele goed en baie relevante goed. Dit is eintlik wonderlik dat die Here mense soos ons so kan lei, reg oor die wêreld is hierdie goed groot issues op die oomblik. Ons sal in die DV in die nabye toekoms meer hieroor praat totdat ons almal 'n goeie idee het presies waaroor dit gaan en wat daarmee bedoel word. Hendrik sal in elk geval in die komende week ook sy gereelde die gemeentebrief wat na elke kerkraadsvergadering versprei word, sal Hendrik hy sal dit in die komende week uitstuur. So ek noem net die 2 sake vir julle. As ons nou hoe ons oor God se kerk dink in lyn bring met hoe God oor sy kerk dink, is daar 2 goed waaraan ons aandag moet gee. Die eerste ene is, ons moet die daad by die woord voeg. Ons moet wees en word wie ons glo en hoor dat ons is. 'n Mens kan op 'n klomp verskillende maniere daaroor praat, maar dit lyk asof ons sukkel om nie net te praat nie. En waartoe ons geroep word is om te praat en te doen. Om dit wat ons glo ook uit te leef. Dis die eerste saak. Julle sal sien as Hendrik dit skryf, soos dit nou na vore gekom het in die proses, is daar meer daaraan, maar dit is die eerste ding. Dat ons mense sal wees wat besluite neem en die besluite uitvoer. Die tweede ene is disippelskap en die maak van disippels. Daaroor sal Hendrik ook meer sê in die brief, want baie meer as nou hierdie opsomming het uit die gesprekke na vore gekom. Maar dit lyk dan vir my, wat in die onmiddellike toekoms van die gemeente vir ons wag, is om oor hierdie goed te praat, en te besluit, hoe doen ons dit? Te besluit oor die wie, wat, waar, wanneer, hoe, die doen van hierdie 2 goeters. Nou, die proses soos dit nou geloop het vir ons gehelp om 'n profiel saam te stel van iemand om die vakature wat nou gebly het na Hestie se weggaan te vul. En alles daar rondom is nou gefinaliseer by die kerkraadsvergadering van donderdag aand. Die advertensie daar's reeds begin om die advertensie te versprei. Aansoeke vir die pos sluit dan die einde van Junie. En ons sal julle op die hoogte hou met vordering, met hoe dit nou vorder ook met die proses van beroeping. Wat daar besluit is dat die verdere gesprek oor hierdie goed eers sal plaasvind wanneer die nuwe dominee of die volgende dominee hier is. Omdat die gevoel is dat as die volgende predikant hier is, dan raak hy deel van die proses as
jy weet, as die gesprek gevoer word. As ons nou met die gesprekke begin, voordat die persoon hier is, dan speel hy 'n bietjie catch-up rugby. So die hele idee is dan, die konkrete van hierdie word uitgewerk wanneer die nuwe persoon hier is. Ons sal vir julle op datum hou met hoe die beroepingsproses loop, jy weet, aansoeke wat inkom en daai goed. Julle moet asseblief bid dat ons vir onderskeiding wanneer die aansoeke oorweeg word, ook bid vir die mense wat moet aansoek doen, dat die Here die mense sal stuur wat gestuur moet word om aansoek te doen. Julle kan ook asseblief 'n advertensie elektronies kry by die kerkkantoor. Versprei daai advertensie so wyd en so ver soos julle kan. Asseblief, so kan julle ook daarin 'n aandeel hê. Dit is dan waar ons nou trek, julle met die gemeenteproses. Die beroeping was nie die rede vir die proses nie. Die beroeping vloei wel uit die proses uit. Maar of ons nou beroep of nie, hierdie is die goed waartoe die Here vir ons roep. Dis waar ons trek. Julle, laat ek weer 'n keer sê, ek het dit al 'n paar keer gesê, as ek nou hier iets gesê het, baie dankie. Ek sien daar's 'n tweede aan, dis 'n dankie vir al die lekker kuier. Dit was eintlik 'n baie lekker storie. As julle meer oor die proses wil weet en vordering oor die proses, dan kan julle vir my kontak.